Hartlike goeiemôre, good morning. Hallo daar. So lekker om weer in julle geselskap te kan wees. Natuurlik het ek vandag nog 'n doring saamgebring om saam met my tussen die rose te feature. Rian? Dit is lekker om hier te wees, baie welkom op goeiemôre, good morning. Ek moet saam met julle blykbaar 'n bietjie aanbied, so ek gaan. Jy weet, die is ons nou. My gaste, dames en here. Dankie. Wat gaan jy volgende vir ons vra, Rian Benardi? Wel, julle moet my eers vertel hoe lyk die weer en dan moet julle my sê wat gaan in Pretoria aan. Ek wil 'n bietjie weet, jy weet. Dit is lekker om jou hier te hê. Lekker om hier te wees. En van my kant af wil ek ook net sê baie dankie vir die voorreg om een van jou gaste te wees. Dit is so groot plesier. Ek het so goed navorsing gedoen en my huiswerk gedoen dat ek nou vir jou sal kan sê wat in jou program gebeur vandag. Wil jy Great, asseblief, dit sal fantasties wees. Goed, so ons het 'n program wat behoorlik uit sy naad te bars. Ons begin by digitale kreatiwiteit met Canva Africa en draf dan oor na die cricketveld waar die jong cricket uitblinker JJ Basson by ons kuier. Ons kyk ook na kuns vir die siel saam met Nadine Vosloo. Ons vind uit hoe 2 studente van die Nelson Mandela Universiteit besig is om die wêreld van ontwerp te verower. En moet dan ook nie vroeg aanbeweeg nie, en die pad vat nie, want Rian Benardi, waar is hy? Ek weet nie, hy's bietjie laat. Hier met sy nuutste trefverlof. Ja, en aangesien julle mos sy gaste is, gaan julle dan later saam met hom sing. Yes. Dis my beeld vandag. Waar's Arnold? Arnold sal dit doen. Hy sal lekker saam sing. Ja, nee, baie. Luister nou, die oggendpraatjie wat ek vanmôre met julle wil deel. Dis net een van daai wat ek wonder, is dit nou die waarheid? Is dit nou 'n hoax? Wat gaan hier so aan? Yeah. You know what? Fact or fiction, to be able to differentiate these days is very difficult. So let's see what you got. Dis soos as ons die fotootjies op die video sien, dan dink jy nou, is dit nou KI of is dit nou... Ja, exactly. Alright, ek moet net vir julle sê. Mense, ja, hierdie storie is nou natuurlik op Facebook raak gesien en hy doen die ronde en ek weet nou nie of dit 100% waar storie is en of iemand net 'n briljante sin vir satire het nie. Dis te sê, dit is nou te goed om nie te deel nie. Want hoekom sal nou 'n storie in die pad van die waarheid staan, veral 'n goeie storie. Die plasing lees as volg: 'n Pretoria man wat na bewering probeer het om by 'n huis in te breek, het na berig word 'n informele klag ingedien van die ander kant van die doringdraad. En hy voer aan dat Suid-Afrikaanse huiseienaars wetlik verplig moet word om aan inbrekers 'n veilige en waardige vlugroete te verskaf. Volgens bure het die vermeende inbrekers suksesvol die eiendom betree, maar het daarna beleef wat sekuriteitskenners nou noem 'n onverwagte meningsverskil met die fisika. Terwyl hy probeer het om te vertrek, getuies sê die inbreker het aansienlik meer tyd hangend aan die heining deurgebring as wat hy binne die huis deurgebring het. Na die voorval het die fiktiewe Suid-Afrikaanse Vereniging van Professionele Huisinbrekers 'n sleepverklaring uitgereik waarin hulle veroordeel wat hulle vyhandig argitektuur noem. Die organisasie het na bewering nou regulasies voorgestel wat vereis dat elke eiendom 'n noodinbreker uitgangshek moet hê, volledig met nie glyvloere, handreëlings en verligte tekens wat lees: "Dankie vir jou besoek, verlaat asseblief veilig." Met al ons goed in jou hande het jy uit die huis uitgesteek. Baie dankie. My versekeringsmakelaar het juis gewonder hoekom het hy nog nooit by my kom kuier nie. Hierdie is strooi, dink ek. Ek dink ook so. It has to be. I mean, like, I think just with the amount of like break-ins and stuff that we do have to deal with, unfortunately. Ons is op die stadium waar ons nou net bietjie kan lag hieroor en ek dink hierdie is verskriklik skerp en baie snaaks. But I can't say that I think it's true. Ja. Klink vir my ook 'n bietjie absurd. Ek dink die beste sal wees is as iemand net vrywaringsvorm invul voordat hy actually inbreek. Jy kan dit op 'n paaltjie vorm los en sulke tipe goed. Dit maak nogal sin want die ouens is nou al verby beware of the dog of onder surveillance en Dis maar net die volgende natuurlike stap. Imagine as jy nou vir ou dae, jy weet, na die hekkie en alles. Teken net gou vir my hierso voordat jy inkom. Net voordat jy inbreek asseblief. Ja. Ek dink as mense na die plasing gaan kyk, is dit net so mal vir my dat baie mense die storie glo en hulle dink dit is die waarheid en ek dink ons is net soos wat jy vroeër gesê het Pieter, ons is net so oorweldig met KI en goed wat regtig lyk asof dit die werklikheid is en dan is dit nie en dan deel mense dit ons het die ding van die fop nuus en hier en al daai tipe goed. So I think people are just getting more and more gullible as technology and stuff is kind of
advancing, dit is so moeilik om Ja. te sien wat is die feite en wat is nie. Ons kyk uit vir daai bordjies. Baie dankie Rian. Ja. Dis 'n slim plan. Plesier, En my die vriend. vrywaringsvorm. Die vrywaringsvorm. Yes. Teken net gou-gou, dan is jy welkom. We do have another interesting story for Oggendpraatjies this morning, and it comes from South Korea. Researchers from the Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST, and Stanford University in America have developed a futuristic piece of wearable technology that could one day help people get dressed without lifting a finger. The technology, called SWAG, I love that name, it's short for self-wearing adaptive garments, and it uses air-powered robotic vines that are built into the clothing. So when activated, the inflatable structures slowly expand and guide the garment onto the wearer's body, turning the fabric inside out as it moves. Now, the idea was inspired by researcher Kim Nam-gyun, who wondered how useful it would be if a raincoat could automatically put itself on while someone was cycling in the rain. Hierdie is nou weer iets wat amper dit klink te goed om waar te wees, but this is actually something that has been researched en iets wat wel nou hulle het probeer dit, hulle kyk om te sien hoe dit werk en so, maar ek dink dit is nogal redelik gerieflik. Ja, Ja, 100%. so, dit voel net wys is back to the future. Woep, druk 'n knoppie en dan het jy 'n baadjie aan of is anders op. Nie waar nie? Ja. 100%. Verstaan ek dit reg? 100%. Ja. Ek dink net as ek vinnig iets rondom dit kan sê, Ja. dit sal baie handig raak vir mans wat hulle anniversaries vergeet. Ja. As jy hom die hele tyd half op jou kan hê soos die baadjie en jy vergeet actually, dan kan jy net vinnig gou vir jou tax aantrek, verstaan? Dit is 'n baie goeie idee. En dan verras jy jou vrou gou by die huis en soos ek het vergeet, maar dan druk jy die knoppie en dan ewe skielik het jy 'n tax aan. Soos surprise, ek het nie vergeet nie. Ek het nie vergeet nie en dit is nogal redelik indrukwekkend. Presies. Maar dit is 'n regtig oulike manier. Ek dink ook nog 'n plek waar dit nog regtig handig te pas kan kom is mense wat gestremthede het, mense wat met gestremthede lewe. Dit sal vir hulle lewe so baie vergemaklik. Ja. Ek dink dit is regtig 'n baie goeie idee, maar hoe duur gaan die ding nie wees nie, hoor. Veral die entry level nommertjies gaan natuurlik 'n paar randjies kos. En ek sal graag 'n proefkonyn wil wees om te gebruik. Ja. Ja, 100%. Elsa, watse kledingstuk sou jy sommer net wil laat transform? Ek dink my slaapklere. Yes. Verstaan, as ek in die aand by die huis kom na die nuus, dan wil ek net 'n knoppie kan druk en kan gereed wees om te Ek gaan het nou slaap. gedink jy's 'n seemeisie, jy gaan sê my swemklere, daai bikini. Hi Pieter, ek hardloop mos sommer in die see met my jeans aan, soos wat Karen so sê. Met jou geskeurde jeans. Hier gaan ons nou alla kragte. Ons maar baie dankie. Dit was nou baie lekker geweest. Rian, ons sien vir jou gerus weer Binnekort. later. Luister, soek jy nie werk nie? Wil jy nie Nee, maar ek wil graag hê my gaste sommer moet hierdie storieetjie klaar maak en dan Okay, ek maak klaar. Ek gaan gou 'n bietjie koffie drink, okay. Bly jy net waar jy is. Ons gaan koffie drink. Hy gaan koffie drink. Ons gaan 'n ander aanbieder soek en dan is ons weer terug. Hier by goeiemôre. Good morning. Ja, goeiemôre. Ek gaan dan nou maar hoor.